Baie welkom in my podcast. Met wie praat ek op Sondag aand? En ek wil ook sê 'n baie spesiale welkom aan alle luisteraars wat ook lid is van die Lekker Lees boekrak. Ek is inmiddels met Marion Erskine besig om wederzijdse bemarking te doen, as mens dit nou so kan noem. Marion plaas altyd 'n skakel van die gesprekke wat ek voer met skrywers op die Lekker Lees boekrak, en ek verwys julle dan nou weer na Marion se Lekker Lees boekrak toe. So as jy nog nie lid is van die Lekker Lees boekrak nie, maak gou en sluit aan. Dit is 'n wonderlike plek waar alle Afrikaanse lekker lees boeke bespreek word, waar mense hulle menings gee, waar skrywers bekend gestel word. Dit is regtig een van die lekkerste kuierplekke vir lees, en dan meer spesifiek Afrikaanse boeke, maar hulle praat ook oor Engelse boeke daar. Gaan maak 'n draai op jou Facebookblad en word 'n lid van die Lekker Lees boekrak. Nou ja, vandag gesels ek met Cliffordine Norton. En miskien het jy nog nie van Cliffordine gehoor nie, maar sy is veral bekend as 'n jeugboekskryfster. Sy skryf ook kortverhale en ek weet sy skryf heelwat stukke vir Litnet. Maar ons gesels vandag veral oor haar jeugboeke. As jy dalk wonder wat die titels van hierdie jeugboeke is, dit is Om jou te ken, Hoe haal ek nou asem en Ek sal vir jou veg. Ek wil ook sê dat ek en Cliffordine nogal tegniese mankemente gehad het tydens die opname van die gesprek. So ek maak my voorbaat om verskoning vir enige geluidsprobleme. Maar dit bly 'n baie lekker gesprek, so lekker luister. So ek werk vir die Noordwes Universiteit. Dit was die universiteit my alma mater wat ek gestudeer het daarso, en nou werk ek in die bemarkingsafdeling. Ek is 'n kopieskrywer. En ja, ek is baie mal daaroor. Dit is 'n baie lekker omgewing, ek het 'n baie lekker bestuurder. My lynbestuurder is ongelooflik, so dis baie lekker. Woon jy in Potchefstroom self? Ja, ek woon in Potchefstroom 4 jaar nou al omtrent. Ek hou van dit. Dis 'n dorp wat 'n stad geriewe het, maar nog steeds klein genoeg is dat jy kan veilig voel. Ja, dis waar. Ek was ook op die pik, toe het hy 'n ander naam gehad. Ek is bly het 'n nuwe naam gekry. Maar dis 'n lekker universiteit ook om by te studeer, né? Dit is 'n ongelooflike universiteit om te studeer. En jy het gesê jy's 'n koshuiskind, reg? Ja. Ek het nooit dit ervaar. Hoe is dit? Koshuis. Weet jy, ek dink daar's voordele en daar's nadele. Ek was in die hoërskool ook in die koshuis gewees, want ek het in die Bosveld groot geword. So, daar was nie lekker skole naby nie. En dan moes jy maar koshuis toe gegaan het. So ek weet eintlik nie hoe dit sou gewees het as ek nie in die koshuis was nie. So was nie. O ja, dis nou jou normaal. Ja, daar's 'n lekker samehorigheidsgevoel. Ou verlang mos na my huis toe. En ek kom nou agter, nou dat ek oud is, dat ek het wel die reëlmaat van klokke en van daai vaste strukture. Dit het wel in die tyd wat ek in die koshuis was, het dit deel van my geword. So ek is nie nou iemand wat jy weet sommer random goed kan doen nie. Alles moet presies so 'n rytjie wees. En ek dink dit is my erfenis van my koshuisdae gewees. Toe jy begin studeer het, was jy in die koshuis of nie? Ja, ek dink nou, ek gesê, as jy 'n koshuiskind is, ek sê, nee, dis nie waar nie. Ja, ek was in die koshuis in, ek was my eerste, ja, tot my voorgraad, ek het in my honeursjaar het ek oorgeskryf en buite gaan bly. Maar ja, ek het dit gelaf. Het was 'n bietjie bomskok, sal ek eerlikwaar sê. Het was bomskok van die tradisies en struktuur. En natuurlik mense wat voorheen koshuiskinders was dit normaal, en die res van ons wat van huis af kom, as ons hierdie is bietjie weird. Hierdie is baie weird eintlik. Maar daar was 'n hele paar
tradisies en ek het baie goeie vriende gemaak. Ek en my beste vriendin was die laaste 2 jaar in Koshuis, was ons kamermaats gewees. En niks toe jou vriendskap soos om met iemand te bly nie. En dit was baie lekker om te sterker gekom, ja. Ja. Dit is waar. Kyk, daai koshuisvriendskappe is baie spesiaal. Ja, kom ons praat oor jou skryfwerk. Waar het dit begin? My skryfwerk het begin 2015. 2015? Nee, ek weet nie. Ek was 15. Kom ek sê eers so van as ek nog getalle in my kop in wil maak, gaan dit baie vreemd uitdraai. Ek was 15 gewees. Ek het met my eerste kortverhale geskryf. My eerste verhaal met 'n hand geskryf. Ek het liefdesverhale begin, want dis wat ek gelees het en ek is nog steeds baie lief vir liefdesverhale. Um En ek het geskryf met die hand en ek het altyd gedink ek gaan 'n romanse uitgewer wees, 'n romanse skrywer wees. Ek was 'n romanse uitgewer. En ja, dit was wat my ouma en my auntie hulle gelees het en dit was baie lekker. En jy dink natuurlik nie dit is werklik nie. Dit lyk soos 'n TV loopbaan as vir ryk mense. Ja, is nie iets wat jy doen om kos op die tafel te sit nie. Ek dink ons het nou al gepraat van hoe duur die lewe is en dis baie waar. So nie gedink dit gaan 'n loopbaan wees nie. Toe gegaan en op universiteit actually 'n paar klasse gedraf en Prof Fransie Greiling sal ek altyd eer gee. Sy het sy het my hele perspektief oor skryf verander. Want sy het eintlik vir my nie dat ek nou sal ek seker sê ek het dit nie meer nodig nie, maar destyds dink ek het dit beslis nodig gehad. Sy het my toestemming gegee om colored skrywer te wees. En ek sê altyd ek wil nie 'n colored skrywer wees, ek wil 'n skrywer wees wat colored is. Maar daardie aanvanklike toestemming om te skryf in jou taal en jou omgewing en wat jy ervaar het, was broodnodig geweest vir my. Want sy het gedink daar was 'n standaard geweest en dis 'n baie Afrikaans standaard wat omgewing gewees wat ek boeke in gelees het en dis hoe ek die uitgewêreld gesien het, is ook ek is nie aanvaar dan nie, ek word nie toegelaat dan nie. En ja, en toe sy daai toestemming gee, toe ek soos okay, ek gaan skryf en ek het die kort verhaal geskryf en is opgeneem in die universiteit se bundel. Ek het nog steeds daai bundel, maar nie by my nie, my ma het dit by haar huis in Bloemfontein. Ek onthou altyd wanneer ek haar sien of wanneer ek met haar praat, dan onthou ek daardie woorde. Jy moet skryf jou omgewing. Jy kan nie 'n namaksel skryf van 'n boek wat reeds bestaan het nie. En ek dink dit is my wonderlik. So ja, en toe kortverhale begin skryf. Ek was nie lief vir kortverhale nie, ek sê dit eerlikwaar. Ek dink as maar 'n statusding, jy wil jou naam op 'n boek sien. En en jy leer later baie vinnig, die naam op die boek is die cherry, dit is nie die hele koek nie. Jy word lief vir die proses, of ek het verlief geword op die proses, maar ek het 'n kort verhaal geskryf, ek het een aand in die middel van die aand, ek is tussen my daai werkloosheidsperiode tussen universiteit en voor jy heeltemal volwasse word. En ek sit tussen aanhalingstekens want ek volwassenheid is 'n vreemde konsep vir my. Maar dis tussen daardie tydperk en toe skryf ek 'n hele kort verhaal en as die eerste keer om dit uit te gee en dit uit te sit en een van my professors het ook gesê, weet jy, kuier vir aan waar kortverhaal ek is wat is kuier, wie is kuier? En ek gaan lees in kuiertydskrif, meestal gefokus op die breinmark of breingemeenskap en ek het voorgaan gelê en ek het letterlik verwag, oor jy is die slegste skrywer in die wêreld en moet nooit weer vir ons goed skryf nie. En die antwoord was, hoorie, hierdie storie het potensiaal, maar sy einde is nie goed nie. En daai het Relentia vir my hoop gegee. So as ek so begin dink eerlikwaar aan my skryf, is daar baie mense wat baie amper wil ek sê ketTINGS was in my verhale, ja. Ja, Prof Fransie is 'n besondere vrou. Sy het baie kragtig as dit kom om mense te inspireer om dinge te doen, né?
Ja. Ek wil nou by jou weet, hoe het jy besluit oor watter taal jy gaan gebruik? Was dit ooit vir jou 'n gedagte dat jy dit liewers in Engels moet doen? Want ek dink ek het 'n podcast geluister wat jy gedoen het en ek bedoel jou Engels is foutloos, so jy kon dit net sowel in Engels gedoen het. Wat het jou laat besluit om dit in Afrikaans te doen? Baie dankie. So daar was actually vir my was daar Afrikaans eerste. Dit is altyd Afrikaans gewees het. Ek is gebore en getoe in Afrikaans en ek is 'n Noord-Kaap kind. En ek kom nog soms agter ek het baie daardie sal ek sê oordeel uit van as jy in Noord-Kaap is en jy praat nie Afrikaans nie, wat fout met jou? so so ek het natuurlik altyd daai. Maar nee, daar was ek dink as Prof Fransie nie vir my daai toestemming gegee het, sou ek baie meer tradisioneel Afrikaans geskryf het. Ek dink nie daar is 'n standaard Afrikaans. Ek dink omdat Afrikaans uit alle oorde uitkom, dink ek ons moet van die woord standaard Afrikaans skrap en net sê Afrikaans en sê dit verskillende skakerings en ons waardeer haar in al skakerings. Maar ja, ek het toe ek geskryf het, was daar nie vir my, gaan ek standaard Afrikaans skryf of nie. Ek praat nou van na my universiteitslewe. Ek het begin skryf soos wat my karakters gepraat het, soos wat my karakters beleef het en dit was die eerlikheid. Dit was nooit vir my 'n besluit Afrikaans of Engels, dit was altyd Afrikaans. Afrikaans. Ook omdat my verhale dag in Afrikaans en ook my karaktersdag in Afrikaans loop. Ek het gesê die een boek wat ek wil skryf is Ek sal vir jou veg. Wat ek in Engels wil skryf en nie vir watter rede nie, is net daardie boek het in Afrikaans opgedag en dit is een van die lekkerste boeke wat ek ooit geskryf het. En dan toe dag dit nou weer in Engels op en toe sê ek soos, los my uit aan die begin van die aan die begin van hierdie jaar dag het in Engels en op, soos los my uit, ek is besig om te studeer, los my net eers uit. So as daardie behoefte wat sy het om vertel te word in Engels nog bestaan, dan sal ek beslis skryf, maar tot nou toe was dit net soos meesters eerste. Ja, want dis nou jou kind wat daar agter in die agtergrond blaf, maar dit maak glad nie saak nie, dit is baie lekker gesellig. Ek wil nou by jou hoor, ons praat nou oor Afrikaans en daai standaard Afrikaans. Dit is vir my baie interessant want ek bly nou al baie lank nie meer in die land nie. En ek probeer so wyd moontlik lees en ek het jou boek gelees van hoe haal ek nou asem? Het ek dit nou reg gesê? Ek bly vergeet wat die volgorde is, né? En nou het ek hierdie boek van ja, ek gaan haar naam beslis verkeerd uitspreek. Was dit Gareya Fredericks? Die een voet in die kawer. Die boek. Ja. Ja, ek het dit nog nie gelees, ek moet. Maar wat ek nou vir jou wil sê is dat die Afrikaans wat sy skryf, sukkel ek om te lees. Ek moet wraggies baie sinne 3-4 keer lees voor ek sê, ag, natuurlik dis wat sy sê en dan is dit vir my pragtig. Maar die Afrikaans uit die Noord-Kaap lees ek makliker. Is dit regtig omdat dit makliker is of is dit omdat die uitgewer nog 'n keer daaroor gegaan het en gesê het nee, dis te erg. Dit mag jy nie so sê nie of dit mag jy nie so skryf nie. Ek kan eerlikwaar nie sê nie. Ek dink is omdat dit dalk Kaaps voel vir my uit 'n ander ritme, as ek moet so sê. Maar ek het agtergekom, sommige mense sukkel baie. En ek dink dit gaan nou baie rassisties klink, maar ek dink wit mense sukkel baie en colored mense sukkel nie so baie nie. Vir die eenvoudige rede ons gaan met mekaar baie meer om, dink ek, so ons verstaan die vloei van die dialoog. Van ek het Life is a Beach gelees nou onlangs. En ek die taal was vir my so maklik om te lees, maar elke keer as ek in 'n soort van, sal ek sê, Kaapse boek lees, dan dit vat jou so 'n oomblik om asof jou brein net met 'n oomblik vat en sodra jy dit het, dan gaan jy. So ek sukkel nie daarmee baie nie. Ek het ook agtergekom, ek het 'n vriendin met die naam van Terry Ann Adams en sy het 2 ongelooflike boeke geskryf.
Die een is 'n kort verhaal, 'n White Chalk, en sy het dit geskryf Afrikaans-Engels, want sy het dit geskryf soos wat hulle die Afrikaanse dialek aan Engadale praat wat baie Engelse woorde in het. En dan as dit 'n cage bird sing, ek moet net gaan kyk hier die titel. O ja. En dit het ook vir my soort van soos in 'n vloei gegaan. Maar ek vind, ek dink soms as jy nie die musikaliteit van, as ek dink aan die Namaqualands versus die Kaaps, ek dink omdat ek van die Noord-Kaap is dit amper makliker vir my om te vertaal as wat dit dalk sal wees vir iemand wat dit nie gewoond is nie. En jy bly nou ook in Amsterdam in, wat ek dink is 'n bietjie van 'n vervreemding. Jammer om dit te sê. Besluit. 'n Vervreemding dalk op jou oor, waar ek dink by tyd is, ja. Maar ek gaan dit nog lees. Ek wil dit graag lees. Ek hoor ongelooflike goed van die boek. So ek wil dit graag lees. Dit is op my lys, ja. Ja. Want wat ek ook wil weet is as kyk ek verstaan dat Prof Fransie vir jou sê jy kan skryf soos jy praat. Maar wat was jou ervaring met die uitgewers? Is hulle ook okay daarmee? Ja, ek het met Mimi gewerk, Mimi Du Plessis. Mimi is briljant. Ek het haar nou die dag vir die eerste keer in 6 jaar gesien. Steeds een van die mooiste vroue wat ek ooit gesien het en een van die opregste vroue wat ek gesien het. Maar Mimi was altyd baie pro egtheid aan werke en 'n egtheid van jeugverhale. So dit was altyd, my ervaring was wonderlik met haar gewees. Ek het een keer gepraat en ek weet nie of ek die skrywer se naam wil sê nie, want ek het nog nie haar toestemming nie, maar haar ervaring was nie te great nie. Nie net oor ek dink nie is onnatuurlik oor die taal nie, maar die bemarkingsmetodes van die boek. Ja, nee, dit is 'n ander Dink verhaal. ek het dan nie. Dit is 'n ander verhaal, het dan nie aangestaan nie. En dit is gewoon geweldig moeilik in sulke gevalle van jy het hierdie verhouding met 'n uitgewer wat jy baie lief is en vir respek en julle werk aan hierdie projek saam. Dit is 'n baie intieme verhouding, wil ek sê, van julle werk met 'n stuk werk wat uit jou uitkom en wat sy of hy verantwoordelik voor gevat het. En dan is dit die bemarkingsdeel wat jy moet nou hier so amper wegkom van jou gevoelens af. So dit is baie moeilik. Maar in my ervaring nee, Mimi was nie, en ek het onlangs met Journalist Meyering gewerk van Lapa Uitgewers vir Wallik Asem. En sy het ook nie gehad nie, van sy het iets gevra en ek het nie om van Shona te praat nie, want ek dink sy sal nie omgee nie, maar sy het iets gevra, sy het gevra, like die voorblad, ek kan nie onthou wat was die spesifieke vraag, maar sy het eintlik gevra dat is dit kalend genoeg? En ek was soos, hier stuur, ja, dit is great. En ek gee die glad nie om as iemand my daai vra nie. Ek respekteer die echtheid van as jy ongemaklik is of nie seker is oor ietsie om dit te vra. Kry jy soort van terugvoer uit die leserspubliek dat mense sê nee, maar ek gaan nie jou boeke lees nie want ek kan nie verstaan wat jy skryf nie? Nee, ek het nog nooit nie. Ek dink ek het die teenoorgestelde gekry. Ek het huis toe gegaan na my eerste boek. Ek gaan baie selde huis toe, is Barkley Wes in die Noord-Kaap, is my groot woorddorp en ons praat altyd van jy gaan huis toe. Maak nie saak of jy nou 10 jaar of 30 jaar in 'n ander plek in bly nie, huis bly huis. Maar my eerste keer daarna, en ek het terugvoer gekry oor om jou te ken, ek het sommer nog 'n bietjie gaan gehaal. En almal het vir my gesê, so 'n mooi boek en 'n so lekker leesboek. En ek gaan huis toe en my niggie sê vir my, worry, daar is 'n Kayla van Brooyen. Ons ken nou ongelukkig mekaar by die naam, maar sy het jou boek, sy was mal oor jou boek, gaan sê 'n bietjie hallo van teken haar boek, sê my nog en ek gaan, en hier stap ek in, sy is aan Emily se kleinkind, ek ken van Emily al jare, so ons stap in ons self, en sy praat oor die boek, en sy praat oor hoe dit vir haar gevoel het,
dit is sy en haar niggies. En daai gevoel, ek kan dit nie vir jou beskryf nie. Dit was vir my ongelooflik. Ek het nog nie iemand gekry aan die teenkant wat vir my sê, weet jy, hierdie boek is sleg nie. Ek weet nie, miskien sê hulle dit vir mekaar in die privaatheid, maar ek dink ook meeste lesers is gee skrywers baie grasie van hulle weet dalk wat die proses behels en hoe moeilik dit is en die ongelooflike twyfel wat jy soms het in jouself. Ek kyk baie keer na boeke en dan dink ek, "Sjoe, boeke is duur." Ek weet nie hoe die ouens boeke bekostig nie, maar dink jy dat jy 'n groep lesers raak wat iemand soos ek byvoorbeeld nie kan aanspreek nie? Ja, ek sal dink ja. Ek was een styl leser wat laffe boeke kon myself vind in 'n stukkie van myself vind in elke boek in. Ek praat altyd van Safia Kap se driehoek. Ek praat van Dikkie van die Bokkap. Maar die impak wat Safia se boek gehad het is ongelooflik as vrou. Die impak wat Dikkie se boek van die Bokkap se boek gehad het was ongelooflik vir my as colored vrou. Net daai bietjie konteks. En in Suid-Afrika wonder ek altyd as ons baie obsessief oor ons kultuur en ons agtergrond en ons die vel van ons kleur. Of die kleur van ons vel. Hoe draai ek nou dit om? En die antwoord is ja. En ek dink dit gaan nog 'n lang tyd vat voor ons heeltemal wegloop daarvan af van selfs nou leer ken ons nog en leer verstaan ons nog die kontekste van mekaar en ons probeer baie keer verby ons eie vooropgestelde idees kyk om iemand anders is dit kom baie makliker dink ek vir hierdie generasie en dalk vir die volgende generasie, maar dit is nog steeds iets wat baie eie aan Suid-Afrika voel. So ja, ek dink ek skryf dalk 'n groep raak wat nie hulle voorheen gesien het nie. Ek het een keer 'n boek gelees wat 'n vriendin van my het gesê moenie die boek lees nie. En ek was soos okay, hoekom nie? Dit is so sensitief nie. En ek lees die boek en ek maak die boek op. Ek gaan nie die boek vir die skrywer se naam sê nie. Ek weet ek vermy haar boeke nou ten alle koste. Maar sy het gesê moenie die boek lees nie. En ek is op bladsy 50 van die boek. En omtrent elke stereotype wat aan colored messies veral jy word swanger op 16, jy's lui, jy's entitled, al die goed is in die eerste 50 bladsye ingeskryf en ek het die boek toegemaak en ek het gedink nooit weer nie. So ek weet wat dit is om daai te ervaar en ek probeer nooit dit doen nie. Ek is altyd baie versigtig om selfs in my eie kultuur goed te beskryf wat ek nie altyd ten beste verstaan nie. Ek dink nie jy moet net skryf alles wat jy ken nie, want ek dink dit maak 'n per bietjie skrywer. Jy kan buite jou veld skryf, beslis. Ek dink as jy met sensitiwiteit omgaan, as jy met 'n oop gemoed aangaan, all power to you. As jy dit nie kan doen nie, bly weg van dit af. Ja, sorry, dat is nog 'n bietjie Nee, dit is belangrike goed waaroor gepraat moet word, want wat ek dink is daar het jy nou die Noord-Kaap en ek het nou die dag met iemand gepraat wat op die Aar groot geword het en die sê, weet jy, elke straat het 100 stories om te vertel. Dit is 'n skatkamer van stories en hulle moet vertel word. En ek het nou daai hoelik asem oor die begrafnis, né, die hele verloop van die begrafnis. Ja. Dit was vir my fantasties en ek bieg nou dat ek glad nie geweet het van die goeie wat jy daar vertel, hoe dit alles werk nie. Was dit vir jou belangrik om dit in die boek te sit? Ja, dit was beslis vir my belangrik. Ek het Ethan se boek het voor by my begin toe ons besig is met my ouma se begrafnis. En ek dink altyd, nou dat ek nou 'n bietjie verder van dit weg is, dink ek altyd dit was 'n manier om vas te hou van as jy
iemand so naby. My ouma was 'n ongelooflike sterk vrou, en 'n ongelooflike belangrike invloed op my lewe gewees. Sy was ouma, sy was oppasser, sy was van my ma het gewerk, so sy was 'n soort van die oppasser. En sy was ook iemand wat baie sterk gestaan het in haar waardes. Ons praat gister oor dit, ek en my niggie, en ons praat oor sekere goed wat my ouma ons geleer het, wat selfs nou, hoeveel jare later, bly vas in jou in. Maar dat ek dink ek wil vashou daaraan. En meer as dit, dit was kort nadat COVID-19 geëindig het. En in COVID-19 het die hele tradisie wat ek beskryf het, kon nie plaasvind nie van afstand. En een persoon het geskryf, ek kan nie die artikel onthou nie, ek is nou so jammer daaroor, ek gaan dit soek. Maar hulle het geskryf oor hoe hulle sien dat die druk wat eintlik deur hierdie tradisies gevoeg word op die persoon, op die familie, dalk soms baie ongenadiglik was. En ek het nou weer in my persoonlike ervaring toe sê, deur die tradisies gevang het, so dankbaar gewees daarvoor. Want dit was amper 'n anker terwyl jy deur hierdie verlies gaan, om dit te doen en dit te doen en dit te doen, het dit gehelp.